laat, ek het vir julle van 'n rede gedink is 10:00. En ons so baie gepreek dat ek eintlik glad nie verstaan wat gebeur het nie. So ek het lekker gechill in my kar gesit en rustig wees, my suistokkie eet. So ek wil net sê jammer dat ons 3 minute laat begin, maar dit gebeur partykeer ook. So dis goed om vanoggend hier saam met julle te wees. En ek gaan vir ons begin met 'n aanvangswoord uit die teksgedeelte wat ons vandag saam lees, naamlik Johannes 3, en ek sal later iets meer sê oor hoekom ek hierdie teksgedeelte gekies het. Dit is nie een van die leesroostertekste vir vandag nie, maar wel vir die 30ste Mei 3-eenheid Sondag oor 'n paar weke. Ons aanvangswoord kom dan uit Johannes 3 verse 16 en 17, bekende verse. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. En dit is my wens en my hoop dat ons ook vanoggend in die erediens iets van hierdie liefde van God se geskenk aan ons, van sy kind, God wat vir Jesus stuur na die wêreld, ook in hierdie erediens saam sal beleef. Ons gaan antwoord op hierdie aanvangswoorde, of aanvangswoord met 2 liedere. Ons gaan dit direk na mekaar sing. Julle is baie welkom as julle wil staan. Ek gaan net aangaan met die skyfies, dat ons albei liedere na mekaar sing.
het vir Nadia gevra of ek die aankondiging sal doen. Ek sal later vir julle ook verduidelik hoekom. Dit het toe nou vanoggend baie goed uitgewerk, dat sy nou net 'n paar oomblikke het om asem te haal. Die eerste ding wat ek net wil uitlig is die Pinksterreeks wat ons het hierdie week. Leon is aan die woord en hy het hard voorberei en dit lyk nogal na iets waarna ek baie uitsien. So ek wil vir julle net herinner, ons het 2 geleenthede in persoon elke dag hier in die kerk, dat ons veilig kan wees. So dis 09:30 in die oggend of 7:00 in die aand. En dan, ook baie belangrik, sal julle so helder prentjie sien daar op die, ek dink dit is nie die agterblad nie, dis dalk die tweede blad, hy lyk nou 'n bietjie anders hier by my. Daar is kinderpinkster. So ons gaan 'n kinderpinkster hê en enige kinders is welkom. So as jy kleinkinders of buurkinders of enigiemand het wat niks doen by die huisie, bring hulle 7:00 saam, dan kom julle na die kerk toe en die kinders kom na my toe. So dit is gewoonlik baie lekker. So asseblief bring julle kinders. Dan het ons 'n ete, dit is ook daar in die afkondigings in die tweede bladsy. Jy hoef net te bespreek vir die ete. Op hierdie stadium gaan ons solank besprekings neem, maar ek dink ons almal weet dat die huidige situasie is nou maar weer 'n bietjie onseker. Ons sien tekens van 'n derde vlaag. Maar indien dit veilig is 30 Mei om die ete te hou, het ons nodig om nou getalle te hê. Indien ons nie kan voortgaan met die ete nie, terwille van veiligheid, dan sal ons laat weet. Maar as julle na die ete toe wil kom, asseblief bespreek by die kerkkantoor. Dan wil ek ook sommer net weer sê, as enige van julle nog wil vir die inentings registreer, die kerkkantoorpersoneel weet hoe om dit te doen en julle is baie welkom om na hulle toe te kom as julle hulp nodig het met die internet of die website of alles, want ons weet maar, al hierdie goeders is baie verwarrend soms. En dan wil ons sommer geluk sê vir die volgende paar gemeentelede wat verjaar. Gina Badenhorst, John Gerard Delabat, Hanna Kotse, Ronnie Kriel en Marie Roux en John Sutherland. So baie geluk aan hulle. En dan die ander rede hoekom ek dan nou ook die aankondigings doen vanoggend, is ons het nog 'n gelukwensing om te sê, so julle sal weet, Nadia is ons gekoppelde predikant, en sy het 'n paar, dis nou 'n maand en 'n half terug, so het sy getrou, so ons wil net vir haar baie geluk sê, ons wens vir jou en daardie regtig die grootste seën toe, ja, baie geluk. Sy. Baie dankie, ek waardeer dit en is goed om by julle te wees ook vanoggend. Dankie Alsaan. Ons gaan nou stil word en ons beweeg oor na die gedeelte van die diens waar ons die epiklese gaan doen, die gebed voordat ons die skrifgedeelte gaan saam lees. Ek gaan so 'n paar oomblikke van stilte gee en dan gaan ons die gebed wat ons gaan doen sing aan die hand van lied 442, baie bekende lied wat julle ook sal ken. So net 'n paar oomblikke van stilte en Wienand, as jy nie omgee nie, dan kan ons die lied sing.
lees vir ons uit die 2020 vertaling. Die opskrif waaroor ek later iets sal sê is Jesus se gesprek met Nikodemus. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord: Jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Tot sover. Nou ek wil vra dat die kinders, ek het nie van julle vergeet nie, ek weet nie of die kinders is nie, dat julle net vir 'n oomblik gou vorentoe kom, as dit nie vir julle te awkward is nie. Ek sê julle net 'n paar minute besig hou. Ek het nou 'n bietjie gedink oor Nikodemus in hierdie preek, en toe ek nou gedink het oor die kinderoomblik, half probeer dink, maar watter Disney karakters, ek meen, daar's baie nice video's, julle weet nou al, ek like Disney flieks baie en ek gebruik dit baie, maar die een karakter wat soort van by my opgekom het, toe ek nou dink aan Nikodemus wat half sukkel, jy weet, hy half verstaan goed nie, en hy sukkel regtig om te verstaan, en aan die einde van hierdie storie verstaan hy eintlik nog steeds nie, bedoel, so half 'n bietjie 'n frustrerende situasie. Toe ek gedink aan Frozen 2, en daai scene waar Olaf al verlore is in die woud. So kom ons gaan dit saam kyk. Anna, Elsa, Sven, Samantha. I don't even know it's Samantha. That's normal. What was that? Samantha? This will all make sense when I am older. Someday I will see that this makes sense. One day when I'm old and wise, I'll think back and realize that these were all completely normal events. I'll have all the answers when I'm older, like why we're in this dark enchanted wood. I know in a couple of years these will seem like childish fears, and so I know this isn't bad, it's good. Excuse me. Growing up means adapting, 'cause
puzzling out your world and your place. When I'm more mature, I'll feel totally secure, being watched by something with a creepy, creepy face. See, that will all make sense when I am older. So there's no need to be terrified or tense. I'll just dream about a time when I'm in my aged prime. 'Cause when you're older, absolutely everything makes sense. This is fine. Nou, ek is 'n groot mens. Partykeer dink ek nog steeds soos 'n kind, dink ek, maar partykeer voel ek ook so. Eendag as ek groot is, sal ek goed verstaan. Sal ek verstaan hoe sekere goed werk of hoekom sekere goed nie uitwerk nie. En ek dink op 'n manier het ek baie simpatie met hierdie Nikodemus in die teks wat sê hy verstaan eintlik al minder hoe die gesprek aanloop met Jesus. Verstaan hy eintlik al minder. Maar ek dink die een ding waaraan ons herinner word in hierdie teksgedeelte is dat ons mense is, almal van ons, klein, groot, jonk, oud, wat 'n watermerk dra. Diegene wat gebore is, dis nou hoe die teks daaroor praat, gebore is uit water en uit die Gees. Ons is diegene wat gedoop is. En so ek dink, ook as groot mense het ons nie altyd die antwoorde nie. Maar die een plek waarna ons altyd kan terugkeer, om onsself te herinner aan waar ons huis is, waar ons belang, is die doopvont, waar julle nou staan. Om te onthou dat ons diegene is wat aan Christus behoort. So al het ons nie al die antwoorde nie, al voel ons soos Olaf partykeer, dalk as ek eendag groot is, sal ek verstaan, kan ons partykeer ook sê, is okay, om nie altyd die antwoorde te hê nie, maar die een ding wat ons kan onthou, wat ons troos, is dat ons diegene is wat 'n watermerk dra, wat gedoop is, wat aan God behoort. Ons is God se kinders. Dankie julle. Julle kan na die kategese klas toe gaan. Dankie vir julle sport en spangees om hier voor by my te kom staan. Wat sê jy? Waar is die kategese? Alson? Wat is 'n kategees? Okay, nou is ek geblindside. Ek dink, dis iemand wat gaan praat oor die teks, hopelik. Ja, okay. Ek moet sê, ek het nie nou vir 'n oomblik daaraan gedink nie. Shame. So, as ek by die teksgedeelte kan aanhaak, daar is 'n aantal vrae wat ek gedink het ons sou kon stel aan die teks. En op 'n manier is dit 'n ontsettende moeilike preek om te lewer oor hierdie teksgedeelte, want dis 'n ontsettende ryk teks. Daar's soveel temas, soveel vrae, soveel woordspelings ook in die Grieks, dat ek dink is baie maklik om nie reg te laat geskied aan die teksgedeelte nie. Ek dink daar's verskeie in soort van kunsuitbeeldings wat iets van hierdie interaksie tussen Nikodemus en Jesus uitbeeld. En ek gaan nou nie oor hulle almal iets sê nie. Ja, ek nou vas. Ekskuus, ek weet nie wat nou aangaan nie. Maar julle sal sien in elkeen van hierdie soort van kunswerke word iets van hierdie interaksie tussen Nikodemus en Jesus uitgebeeld. Nou wat vir my interessant is tot omtrent op hierdie punt sien 'n mens dit is telkens Jesus aan die woord. Dis Jesus wat half nie die mag het nie, maar hy die spreekbeurt en Nikodemus word uitgebeeld as een wat dit op 'n manier ontvang of daarop reageer. Hier sien ons Jesus sit selfs hoër as Nikodemus. Hier is meer van 'n of gelyke uitbeelding waar hulle mekaar in die oë kyk. Maar dan wat vir my veral interessant is byvoorbeeld hierdie uitbeelding waar Nikodemus as hoër uitgebeeld word. Ons sien hy kyk half terug,
iets van die kunstenaar se interpretasie van die feit dat Nikodemus in die nag na Jesus toe kom, so die veronderstelling is dat hy in die geheim kom, die ander fariseërs nie hiervan weet nie. Hier sien ons dat Nikodemus die inisiatief neem, en wat ek hou van hierdie kunswerk is dat dit op 'n manier is wat ons in die teksgedeelte lees, is dat dit Nikodemus is wat die inisiatief neem om met Jesus te gesels. Okay, ek hoop my dingetjie werk nou van hier af verder. So, die vraag dink ek wat 'n mens sou kon vra, is die opskrif in die 2020 vertaling by hierdie teksgedeelte is Jesus se gesprek met Nikodemus. My vraag sou wees, is dit nie Nikodemus se gesprek met Jesus nie? As ons die soort van, veral verse 1 en 2 ernstig opneem, Nikodemus wat in die nag na Jesus toe gaan, met hom hierdie gesprek op 'n manier initieer. En dit, dink ek, laat 'n mens hopelik uitkom by 'n eerste vraag, dink ek belangrike vraag, maar wie is hierdie ou? Wie is hierdie figuur? Wat die selfvertroue het, maar wat op 'n manier hierdie behoefte het om met Jesus in gesprek te tree. Wie is Nikodemus? Nou is interessant, as ons net vanuit hierdie teksgedeelte kyk, lees ons hy is 'n fariseer, hy is 'n leier van die Jode. Een van die kommentatore sê, ons moet aan hom dink as 'n soort van stedelike elite figuur. Hy is 'n ou met mag, waarskynlik met geld. Hy dra byvoorbeeld by tot die begrafnis van Jesus, lees ons in Johannes 19. En alreeds hier behoort ons iets in te lees van die magsverhouding en die magsdinamika tussen hom en Jesus, wat as 'n Galileese plattelander, 'n Galilean villager, uitgebeeld word, ten minste in die een kommentaar wat ek gelees het. So dadelik hierdie vraag na wie die mag, wie initieer die gesprek, wie bepaal die gesprek, die vloei van die gesprek, baie soort van interessante interaksie tussen Nikodemus en Jesus. Ons lees dat hy op 'n manier positief uitgebeeld word, want Nikodemus soek Jesus op, maar op 'n manier ook negatief uitgebeeld word in dieselfde vers, want hy soek Jesus in die geheim op. Nou daar's allerlei verklaringe vir wat dit sou kon beteken om in die nag Jesus op te soek. Baie mense lees dit as dat hy nie wou hê die fariseërs moes bewus wees daarvan nie. Sommiges koppel dit aan soort van hierdie gesprekke tussen geleerdes wat baie keer in die aand plaasgevind het. Maar ek dink 'n klomp van die interpretasies soort van lê die klem hier op dat Nikodemus Jesus ook in die geheim opsoek. Nou dis interessant dat Calvin nie baie positief was oor Nikodemus nie. Hy het gepraat van, hy het in 'n traktaat in 1544 begin praat vir die eerste keer van Nikodemiete. En dit was iemand in sy soort van beraming wat hulle in die publiek gesê het, wat hulle in hulle soort van private gesprekke gesê het, nie bereid was om in die publiek te verdedig nie. So hy het gedink dis mense wat wat hy of onbetroubaar was, mense sonder integriteit. En vir hom was die voorbeeld van so 'n persoon in die Nuwe Testament Nikodemus. Iemand wat onbereid is om in die lig, in die daglig, in die openbaar, voor die ander fariseërs, met Christus hierdie gesprek te voer en te initieer. So, verskillende soort van uitbeeldings van Nikodemus, nie almal negatief nie, maar heel definitief ook nie almal positief nie. Ek dink 'n tweede belangrike vraag is dan die vraag na wat presies hier gebeur. So ons het hierdie dubbelsinnige soort van figuur, maar dan het ons ook die vraag na wat presies is hier aan die gang. Hoe moet ons hierdie interaksie tussen Nikodemus en Jesus verstaan? Nou, ek sou dit graag wou lees, en dit is nou al weer eens my hermeneutiese onderrok, sou ons kon sê, wat uithang my interpretasie. Maar ek dink mense sou dit kon beskryf as 'n verhaal van kreatiewe misverstand. Veral aan die kant van Nikodemus, maar uiteindelik 'n verhaal wat, omdat daar hierdie kreatiewe misverstand is, eintlik 'n klomp goed oopmaak. Klomp beelde, ontsettende kreatiewe en verbeeldingryke metafore ook vir verlossing, put ons uiteindelik uit hierdie verhaal. So op 'n manier is hierdie ook 'n geskenk aan ons. Ek sal terugkom na hierdie punt toe. So, as ons net vinnig kyk na die interaksie tussen Nikodemus en Jesus.
Nikodemus aan die woord in verse 1 tot 2, en ek het probeer dink aan die toonaard, die soort van retoriek, waarmee elkeen van hulle praat, maar veral Nikodemus, en hoe ek verse 1 en 2 lees, is dat dit amper 'n soort van belydenis is. Nikodemus verwys na Jesus, hy vra nie 'n vraag nie, hy sê, ons is bewus hiervan, van die tekens, wat jy doen. Hy noem hom rabbi, hy noem hom 'n leermeester van Israel, so hier is 2 beskrywings wat Nikodemus gebruik, en op 'n manier 'n belydenis van wie hy glo Jesus is. Jesus is dan aan die woord waar hy kortliks vir die eerste keer hierdie metafoor gebruik van weergebore of van bo af gebore. Nikodemus reageer dan half verward op Jesus se metafoor. En hier vra hy vir die eerste keer dan 'n vraag. Hy vra dan aan hom, hy sê, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? So op 'n manier 'n verwarde soort van reaksie. Jesus se reaksie dan heelwat langer, waarin hy die metafoor van weergebore of van bo af gebore soort van bietjie uitpak, en nie net 1 vers nie, nou sien ons oor 3 verse. En dan Nikodemus wat weer reageer, en dit is die tema wat ek gekies het vir die preek vandag. Hoe is hierdie dinge moontlik? Hoe kan hierdie dinge gebeur? Vers 9. En dit is dan die laaste keer wat Nikodemus aan die woord is in hierdie teksgedeelte. Ons hoor weer van hom in Johannes 7, in die konteks van 'n ander verhaal. En hierdie lei dan tot op hierdie punt kom ons 'n dialoog te. Maar dit lei uiteindelik dan tot 'n lang soort van monoloog. Ons het nou net gelees tot by vers 17, omdat die leesrooster dit tot by vers 17 soort van afbaken, maar die perikoop eindig by vers 21 eintlik, en in hierdie gedeelte is daar 'n langer verduideliking. Dit bestaan eintlik uit 2 soort van, nie toesprake nie, maar 2 temas wat Jesus aanspreek, waar hy voortgaan met die idee van weergebore, van bo af gebore, tussen vers 10 en 15, en dan van vers 16 tot 21 eintlik praat oor God se liefde en God se oordeel oor die wêreld, lig en duister. So die teks verskuif, daar's 'n baie duidelike verskywing van 'n dialoog waar Nikodemus eintlik die meeste praat en aanvanklik nie eers vrae vra nie. Hy sê vir Jesus, dit is hoe ons jou sien, of dis wie ek bely jy is. Jesus wat aanvanklik kortliks reageer, maar toenemend al meer praat. Nikodemus wat dan begin vra en eintlik al heel verward en selfs skepties eindig. Ek meen, sy laaste reaksie is 'n skeptiese reaksie, en dan is hy nie weer aan die woord in hierdie teksgedeelte nie. So baie interessante soort van dinamika, weer eens, ek dink iets van 'n kreatiewe misverstand, wat hier soort van dit self uitspeel. Ek dink dan moet 'n mens die derde vraag vra. As hier dan nou sprake is van 'n misverstand, ten minste aan die kant van Nikodemus, waaroor gaan die misverstand? Hoe moet ons dit soort van sin maak hiervan? Nou, het is my baie interessant dat die metafoor van geboorte kom telkens voor, en op 'n manier is daar baie subtiele woordspeling en selfs uitbeelding in terme hiervan waar Christus en ons aan die hand van hierdie metafoor op verskillende maniere uitgebeeld word. Christus die eniggebore, seun van God, vers 16, en ons wat weergebore of hergebore, van bo af gebore, veral tussen verse 3 en 8 sien ons dit. Nou van die kommentatore wat hieroor skryf, sê ons moet hierdie verwysings na weergebore, van bo af gebore as 'n metafoor vir verlossing verstaan. Wat vir my interessant is in hierdie teksgedeelte is dat Nikodemus se misverstand lê daarin dat hy dit letterlik wil verstaan. En ek het ook gedink aan van die gesprekke en debatte wat ons op die oomblik in die NG Kerk het oor, moet ons goed metafories verstaan, moet ons dit letterlik verstaan, maar hier sien ons dat Jesus werk met 'n metafoor, en hy verwag van Nikodemus om dit te begryp, dat hier nie 'n letterlike wedergeboorte, dat daar nie sprake is hiervan nie, dat dit 'n metafoor is vir iets anders, vir verlossing, soos wat sommige mense dink. Nou, daar's 2
kante aan hierdie metafoor wat ek dink belangrik is. Die eerste is die verwysing na gebore. Die Griekse woord kenao word 8 keer gebruik in hierdie 5 verse, so heel duidelik 'n belangrike beeld, 'n beeld wat Jesus weer en weer en weer soort van hom beroep op. Telkens na verwys. Dis die taalwêreld wat hy hier mee werk. Maar dan die klem op weer of van bo af gebore. Die Griekse woord anousen, dit kom net in vers 3 voor, maar dit is nou interessant dat persone wat hieroor skryf sê dat ons dikwels die dubbelsinnigheid van die woord wegvertaal. Ek sien in die 2020 vertaling is daar 'n voetnoot om juis hierdie punt te maak. Ons het nog altyd hierdie woord soort van, of hierdie begrip vertaal as wedergeboorte, weergebore. Maar dit kan ewe sterk verstaan word as van bo af gebore. En dit is onmoontlik om dit in Engels of Afrikaans so te vertaal, maar hierdie soort van konnotasie van bo af is ontsettend belangrik om sin te maak van hierdie metafoor. Ons mis eintlik uit as ons dit mis. En ek het gedink aan baie populêre verwysings na reborn of born again. Een kommentator verwys na born again wat 'n soort van slagspreuk, ek dink ook in Suid-Afrika, maar in Amerika geword het, wat hy sê eintlik op 'n manier helfte van die rykte en die diepte van hierdie metafoor mis, want dit gaan nie net oor wedergeboorte nie, en dit gaan ook nie in die eerste plek net oor ek moet myself transformeer of 'n beter mens word nie. Daar's 'n baie dieper liggende, diepsinnige soort van teologiese dryf daar agter, naamlik dat dit Christus is, dat dit deur Christus is wat ons hierdie nuwe identiteit as kinders van God ontvang. Ek het ook gedink aan, ek weet nie of julle weet van hierdie reborn poppe. Ek kry mos hierdie poppe wat lyk soos actual babas, wat baie mense versamel en so baie geld voor betaal. Hulle noem dit reborn dolls, wat ook al vir hierdie konnotasie van wedergebore. So baie interessant hoe dit in ons kultuur gebruik word, hierdie begrip. So geen wonder dink ek dat daar by ons ook misverstande kan wees wanneer ons hierdie teksgedeelte lees nie. Ek dink 'n vierde vraag wat ons moet vra is, wat maak ons dan met Nikodemus as ons hierdie alles in ag neem? Want een kommentator sê hiermee is die Johannes Evangelie of is Jesus klaar met Nikodemus met vers 9. So hy praat nie weer nie, maar wat opvallend is dat die Johannes Evangelie wel nie klaar is met Nikodemus nie. Want ons kom hom weer teen hoofstuk 7 waar hy die Sanhedrin herinner daaraan dat daar due process gevolg moet word met die hantering van die saak van die owerspelige vrou, dat daar getuienis aangehoor moet word en so aan. So hy is aan die woord, hy vra 'n vraag, en dan weer in hoofstuk 19, waar die verhaal van Christus se kruisiging vertel word, en hy as iemand uitgebeeld word wat saam met Josef van Arimatea die liggaam van Christus dan nou regkry vir die begrafnis. So nog ten minste 2 verwysings in die Johannes Evangelie. Maar dit was my opvallend om dan nou ook bietjie verder te dink en die vraag te vra, maar is die tradisie klaar met Nikodemus? Ons het nou reeds gehoor dat Calvin nie baie positief was oor hom nie. Maar is die tradisie klaar gespeel met Nikodemus? Is daar net hierdie negatiewe soort van uitbeelding van Nikodemus? Nou, dit was vir my baie interessant om te lees. Ek gaan nou vir julle 'n kunswerk wys van 'n swart Amerikaanse kunstenaar, en dit is belangrik om hom so te beskryf, omdat hy Nikodemus uitbeeld in sy kunswerk as 'n model of 'n soort van figuur wat gebruik is vir Amerikaanse slawe in die tyd van slawerny, as 'n voorbeeld van iemand wat in die nag na Jesus toe gegaan het, wat teen die magte en die kragte van die dag, die soort van plantation owners en so, teen hulle wense in, eintlik al ongehoorsaam teenoor die stelsel opgetree het om dan by mekaar te kom en kerkdienste te hou, saam te bid, saam te sing. Vandaar het ons ook, ek dink, fantastiese musiek ontvang as 'n geskenk, maar Nikodemus sou binne hierdie tradisie ontsettend positief ontvang word, omdat hy as 'n model van radikale gehoorsaamheid voorgehou is. En hier is een uitbeelding van Nikodemus in hierdie soort van rol. Julle kan sien in 1899 reeds geskilder.
So die vraag dink ek wat dan oorbly is om te vra wel, hoe help hierdie kreatiewe misverstand ons om Christus te verstaan? Ek meen dit op 'n manier dink ek moet ons engage met Nicodemus en sy rol binne hierdie interaksie, maar uiteindelik deur hom dink ek kom ons 'n bepaalde soort van beeld van Christus te. Nou dis interessant, die mense wat hieroor skryf sê dat ons moet hierdie verhaal in parallel lees met die verhaal wat hierop volg, en op 'n manier is daar 'n herhaling in vele van die temas in die vertelling van Johannes die Doper, verse 22 tot 36, ook in hierdie hoofstuk. Want albei van hierdie figure is heenwysers, is wegwysers na die gekruisigde Here. Want in die Johannes Evangelie, ook in hierdie teksgedeelte, ons sal sien byvoorbeeld, ek dink is vers 14, word Jesus uitgebeeld as die een wat opgehef word, wat opgelig word. En in die Johannes Evangelie weet ons beteken dit, Christus is die een wat opgelig word of opgehef word op die kruis. Die een wat aan die kruis hang, is die opgehefte. So, ook vele verwysings daarna in die Evangelie, maar dan in ons teksgedeelte spesifiek vers 14. En ek dink vir ons vandag, wat tussen Hemelvaart en Pinkster is, Pinkster wat môre begin, is dit ook deel van die uitdaging. Hoe dink ons oor Christus as die gekruisigde, die een wat opgevaar het, maar ook die gees van hierdie Christus wat ons ontvang, wat ons bely, die kerk lei, wat Here is en lewend maak, wat aan ons die geskenk van die lewe gee. So, ek dink 'n belangrike uitbeelding van Christus in hierdie teksgedeelte is dan juis hierdie soort van heenwysing na Christus as die gekruisigde. En hiermee wil ek afeindig, die vraag of juis hierdie boodskap en hierdie, wat agter hierdie teks sit, is dat Christus is waarskynlik vanuit die perspektief geskryf van Christus wat al reeds opgestaan het, so of terugdenkend, disippels wat onthou, wat terugdink aan daai tyd, maar of hierdie Christus, die gekruisigde, die een wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, in hierdie teksgedeelte baie duidelik die implikasie dan vir ons getref, of soort van uitgelig word in verse 16 en 17, dat hierdie goeie nuus is vir die ganse wêreld, en die Griekse woord wat gebruik word is kosmos, vir die ganse kosmos. So die verhaal van Nicodemus se gesprek met Jesus lei in effek tot twee belydenisse aangaande Jesus. Die eerste is dat God sy seun as 'n geskenk aan ons gee, vers 16. En die tweede is dat God sy seun stuur, hy is die gestuurde, vers 17. En die vraag wat ek wil vra is, en as ons dit alles in ag neem, en veral hierdie klem dan op, ons is die kinders van God, ons wat weergebore is, uit die water en die gees, wat met ander woorde 'n nuwe identiteit ontvang as God se kinders, of dit nie op 'n manier vir ons 'n diep troos is, om te weet, ons is nie net diegene wat vrygespreek is nie, en losgemaak is nie, ons het 'n heenkome, nadat ons hierdie goeie nuus ontvang, dat ons vrygespreektes is, dat ons geregverdig is, het ons nog altyd 'n heenkome of 'n tuiskoms in God se liefde. En die vraag wat ek het, nadat ek binne in hierdie kreatiewe misverstand ingetrek is in hierdie teks, is of dit nie ten diepste 'n herkalibrering vra van wie ons is nie. Ons wat weergebore, wat van bo af gebore is, ons wat die beeld wat hier geskep word van ons as die kinders van God. Nou wat dit vir ons beteken in die kerk, wat dit vir ons beteken in die NG Kerk, ek dink daaroor kan mense in 'n volgende ronde praat. Ek dink maar altyd aan die woorde van Desmond Tutu wat sê, die allervreeslikste vergryp wat Christene kan pleeg, is om kinders van God te laat twyfel daaraan dat hulle kinders van God is. So op miskien 'n soort van waarskuwende noot. Ek dink ook die herinnering in hierdie teksgedeelte dat selfs Nicodemus met al sy teologiese opleiding en sy rol as 'n leier, iemand wat namens 'n gemeenskap praat, iemand wat baie slim is en wat ook kom met sy opmerkings, sy belydenis aangaande Christus, uiteindelik aan die einde van die gesprek moet erken, ek weet nie eintlik
ek is verward, ek is skepties. En dat daar binne hierdie soort van uitbeelding van Christus se interaksie met Nikodemus, dink ek ook ruimte geskep word vir daardie plek waar 'n mens kan wees in jou lewe, ook in die kerk. Ek wil hê dat ons net vir 'n oomblik gaan ons luister na 'n lied, en daar gaan 'n geleentheid wees om kersse aan te steek vir diegene wat nog nie het nie en dit nog graag wil doen. En daarna sal ons na die einde van die diens beweeg. Of ons in donker bevind of in lig, so weet aan die begin van ons lewe, met ons geboorte, maar ook met ons dood, behoort ons aan Jesus Christus, ons verlosser. Die woorde van Johannes 1, verse 4 en 5, in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons gaan staan en 2 slotliedere direk na mekaar sing, lied 286, as 'n soort geloofsbelijdenis, Here God van liefde, gevolg direk deur lied 440,
al 4 die verse van lied 440. So kom ons staan en as 'n manier om te antwoord ook, sing ons hierdie 2 liedere saam. Pinkstertyd wat voorlê, ook dit ervaar God se liefde vir elkeen van julle, elkeen van ons se liefde vir die
wêreld